Vriende, ek groet u in die wonderlike naam van Jesus Christus ons Here. Hartlik welkom vir oggend by ons oggendoordenkings vanuit die woord digitaal. In hierdie pragtige oggend is dit my voorreg om die woord van die Here met jou te deel. Mag die Heilige Gees ons harte open vir sy woord vanmôre. Ons is nog besig met ons reeks uit die boek van Openbaring. En vanmôre gaan ons saam lees Openbaring hoofstuk 3 vers 14 tot 22. Hierdie is die boodskap van Jesus Christus, wat hy aan Johannes geopenbaar het op die eiland Patmos, gerig aan die gemeente van Laodicea. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Laodicea. So sê die Amen, die geloofwaardige en ware getuie, hy deur wie God alles geskep het. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie en ook nie warm nie. As julle tog maar koud of warm was. Maar nou, omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Julle sê, ons is ryk, skatryk, en ons het niks meer nodig nie. En julle weet nie, dat julle elendig en beklaanswaardig is nie, arm, blind en kaal. Daarom raai ek julle aan om by my goud te koop wat deur vuur gelouter is, sodat julle ryk kan word en wit klere kan koop, sodat julle kan aantrek en julle skande, julle naaktheid nie gesien word nie. En koop oogsalf om aan julle oë te smeer, sodat julle kan sien. Ek bestraf en tugtig elkeen wat ek liefhet. Laat dit dan vir julle erns wees en bekeer julle. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom feesmaaltyd hou, en hy saam met my. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op my troon laat sit, net soos ek ook die oorwinning behaal het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Net tot sover. Die stad Laodicea, broeder en suster, was gedurende die voorspoedige jare van die Romeinse Ryk die rykste van die 7 stede in Asië. Hierdie stad was baie bekend vanweë omvattende bankdienste, wolnywerhede en 'n mediese skool waar oogsalf ook vervaardig is. Die stad het egter een groot probleem gehad. Die watervoorsiening was nie goed nie. In een stadium is 'n waterleiding of 'n kanaal gebou om water van 'n nabygeleë warmwaterbron na die stad te neem. Die probleem was egter dat hierdie water teen die tyd dat dit by die stad aangekom het, nie meer warm was nie en ook nie verfrissend koud nie. Dit was lou. En nou kom Jesus Christus en hy gebruik al hierdie bekende beelde van hierdie stad en kom pas dit toe op die Christene van die gemeente van Laodicea. Hulle word baie sterk aangespreek, omdat hulle nie koud is nie en ook nie warm in hulle geloof nie, maar hulle is lou. Hulle godsdiens was 'n flou besigheid. Hulle het nie gedoen wat die Here van hulle vra nie. Hulle was nie werklik meer opgewonde en toegewyd in die uitlewing van hulle geloof nie. En daarom sê Jesus, sal hy hulle uit sy mond uitspuug. Want hulle sê, ons is ryk, skatryk, ons het niks meer nodig nie. Maar Jesus kom en sê vir hulle, julle is juis elendig en beklaanswaardig, arm, blind en naak. Hulle geestelike lewens was in 'n haglike toestand in hierdie gemeente. Maar dan kom die Here Jesus met die mooiste uitnodiging, kom koop by my goud, wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word. Kom koop wit klere,
sodat julle julle kan aantrek en julle skande kan bedek. Maar kom kry ook oogsalf om julle oë te smeer, sodat julle kan sien. Jesus kom met die mooiste uitnodiging in vers 20. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaaltyd hou, en hy saam met my. Jesus wil nie hê dat sy kinders op die verkeerde pad moet beland nie. Hy nooi hulle uit om dinge met hom reg te maak. Hy kom klop by die deure van hulle harte en hy wil ingaan en by hulle woning maak en saam met hulle feesmaaltyd hou. As hulle dit doen, sê Jesus in vers 21, sal hulle die oorwinning behaal en sal hy hulle op sy troon laat sit, net soos wat hy die oorwinning behaal het en op die troon van sy Vader sit. Broeder en suster, die Here verwag van sy kinders onverdeelde trou en geloof wat hom elke dag met oorgawe dien en aanbid. Ons kan nie lou Christene wees nie. Die Here verwag van sy kerk om vurig van gees te wees, gehoorsaam aan hom, toegewyd en om die Here met oorgawe te aanbid en te dien. Ons moenie deur die wêreld verblind word nie, maar ons moet vra dat God ons oë sal open, sodat ons die waarheid van die leuen kan onderskei. Die Here Jesus nooi ons almal uit vanmôre om na hom toe te kom. Hy kom staan en klop by die deure van ons harte en hy vra om in te kom. Kom ons maak vandag ons harte se deure oop vir hom deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Kom ons nooi ons Here Jesus in, sodat hy saam met ons feesmaaltyd kan hou en dat ons saam met hom oorwinnaar elke dag kan wees van ons lewe. Kom ons bid saam. Dankie Vader vir hierdie wonderlike dag wat U uit genade vir ons gee en vir U woord wat U vanmôre vir ons oopgebreek het. Help ons Here om nie lou Christene te wees nie, maar om U te dien met toegewydheid en vurig van gees. Maak ons gehoorsaam aan U woord en help ons Here om 'n lewe van oorwinning te leef, omdat Jesus Christus die koning van ons harte is. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n geseënde dag.